Kom Skeppergees, besoek u kerk, u wat vernuwe, ons versterk. Vul self u skepping, Heilige Gees, met krag op hierdie Pinksterfees. Amen. Goeienaand, liewe broers en susters, en jou maats. Baie welkom by ons Woensdag aand Pinksterbidduur. Soos julle nou al weet, is ons tema vir Pinkster hierdie jaar ontwrig deur die Gees vir Suid-Afrika. Tot dusver het ons gesels oor wat die Heilige Gees in ons elkeen doen, en dan deur ons doen in ons stukkie Suid-Afrika. Hy laat Christus se liefde ons dryf. Hy maak ons heilig, want God is heilig. Hy laat ons afklim van die troon af. Die Heilige Gees werk nie net in ons elkeen persoonlik nie. Hy werk ook in ons gemeente. Ons elkeen is deel van 'n gemeente. Die meeste van ons wat hier kyk, is deel van die NG gemeente Durban Wes. Vanaand gaan ons gesels oor wat die Heilige Gees in ons gemeente wil doen, voordat ons môreaand gaan gesels oor wat hy deur ons gemeente in Suid-Afrika wil doen. Het julle al gehoor van die stad Troje? Veral hoe die stad tot sy einde gekom het. Die tragedie van Troje is nie dat die vyand te sterk was nie. Die tragedie van Troje is dat die stad sy eie hekke oopgemaak het. Die soldate het nie oor die mure geklim nie. Hulle is ingetrek, weggesteek binne in iets wat soos 'n geskenk gelyk het. Die stad het geval, nie omdat dit verower is nie, maar omdat dit gasvry was vir sy eie vernietiging van binne af. Ons is bang vir dinge van buite wat ons gemeente kan bedreig. Die sekulêre kultuur, vyhandige politiek, ander godsdienste, vervolging. 'n Groter gevaar is egter ons vyande van binne die gemeente. Daar is 'n paar dinge wat ons gemeente van binne kan aanval. En ons moet die Heilige Gees vra om ons sensitief daarvoor te maak, sodat ons betyds daarop kan reageer onder sy leiding. Een so 'n gevaar is verdeeldheid. Jesus sê in Markus 3 vers 24 en 25, as 'n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie kan bly staan nie. Hy sê nie 'n huis wat van buite aangeval word, kan nie bly staan nie. Hy sê 'n huis wat verdeeld is. Die breuk is intern. Die vyand is reeds binne die mure. Paulus is baie ontsteld en baie bekommerd oor die verdeeldheid in die Korinte gemeente. Hy skryf vir hulle in 1 Korintiërs 1 vers 10 en 11. Ek doen 'n beroep op julle almal broers, en ons kan byvoeg susters, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Ek sê dit my broers, omdat van Chloe se mense my kon vertel het, daar is onenigheid onder julle.
Ek het al 'n paar keer die treffende eenheid in Psalm 131 in die eredienste aangehaal. Hier is dit weer. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers, en ons kan byvoeg susters, eensgesind saam woon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soop van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg, wat op die berge by Sion val. Waar broers so saam woon, skenk die Here sy seën, 'n lang lewe. Eenheid in 'n gemeente is ononderhandelbaar. Wanneer dit deur die Here se genade goed gaan in 'n gemeente, is die eenheid in die gemeente gewoonlik die eerste wat deur die vyand aangeval word. Ons gemeente hier in Durban Wes is 'n kosbare eenheid van lidmate uit 4 voormalige gemeentes, wat nou 'n eenheid is. Laat ons hierdie eenheid koester en die Heilige Gees dank vir hierdie eenheid en dit ten alle koste onder sy leiding beskerm en bewaar. As jy nog nie heeltemal deel van hierdie eenheid van die gemeente is nie, wil jy nie weer daaroor besin nie? Dit is nie noodwendig jou bedoeling nie, maar wanneer jy nog buite staan, benadeel jy nie net jouself nie, maar ook die gemeente en die eenheid in die gemeente. Want sien, met jou daar buite is ons nog nie heeltemal een nie. Daar is ook iets wat ons, wat al reeds deel van hierdie eenheid in die gemeente is, onsself moet afvra. Weet ek van iemand wat nog nie deel van ons is nie, wat hier moet wees? En wat gaan ek daaromtrent doen? Sommer hierdie Sondag wat nou al voorlê, alreeds. Die tweede vyand van binne 'n gemeente is sonde. Paulus beskryf sonde in die gemeente as suurdeeg en hy waarsku hieroor in 1 Korintiërs 5 vers 5 tot 8. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Verwyder dan die ou suurdeeg sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees. En dit is julle ook werklik. Ons paaslam is immers geslag. Dit is Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. Paulus waarsku hulle nie oor sonde in die wêreld waarvoor hulle moet oppas nie. Hy waarsku hulle teen sonde in hulle eie geleedere. Die suurdeeg is binne in hulle eie bak. Sonde wat voortgaan, het sy in ons gedagtes, woorde, dade of gesindheid en houding. Dit is waaroor dit hier gaan. Dit is nie wonde wat deur vyande toegedien word nie. Dit is infeksies wat ons sukkel om te behandel. Paulus is duidelik oor die behandeling van hierdie infeksies, wanneer hy in Kolossense 3 vers 5 tot 9a skryf. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. En dan noem hy onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is.
Vroeër, sê Paulus, het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. En dan noem hy verder, woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Hoekom is dit nodig? En hoe is dit moontlik om hierdie sonde ook in ons eie geleedere te bestry? Paulus antwoord so in vers 9b tot 11. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot volle kennis van God. Hier is dit nie van belang, sê Paulus, of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, anderstalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus, alles en in almal. In die plek van hierdie sonde beskryf Paulus wat in ons gemeente moet wees. In dieselfde hoofstuk in vers 12 tot 17. Hy sê hier, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En dan gaan Paulus voort en hy sê, en die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met wysheid, met alle wysheid. En met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En dan sluit hy af deur te sê, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Onthou nou mooi, Paulus praat nie hier met heidene of buitestanders nie. Hy praat met gelowige mense wat Christus reeds ontvang het. Lidmate van die Korinthe gemeente. Mense wat weekliks by mekaar kom om lofprysings te sing en prediking te hoor. Hy praat met mense soos ons. Mense soos ek en jy. Is daar 'n sonde in jou lewe wat jy onuitgedaag laat aangaan? Dit benadeel nie net jou verhouding met die Here nie. Dit benadeel ook ons hele gemeente, sonder dat jy daarvan bewus is. Want jou sonde verhoed dat Christus alles in ons almal is. Wil jy dit nie vanaand? Jou sonde voor die Here bely en hom vra om jou te help om dit te los nie. Asseblief. Voordat die Heilige Gees die eerste gemeente die wêreld ingestuur het daar in Handelinge, vorm hy eers 'n heilige, verenigde gemeente. 120 siele en lidmate, saam toegewy in gebed. Nie verstrooi nie, nie in kompetisie nie,
ernstig oor die bestryding van sonde in hulle self. Mag dit ook waar wees van ons gemeente. O Heilige Gees, deursoek ons, ondersoek ons, asseblief. Nie die wêreld nie, nie die ander kerke nie, nie ander gemeentes nie, hulle ook ja, maar ons gemeente, Durban Wes gemeente, reinig ons van sonde deur Jesus, verenig ons rondom U. Begin by my. In Jesus se naam. Deur Jesus moontlik gemaak. Amen. Sien julle môre aand op dieselfde tyd en op dieselfde plek. Lekker slaap.